So ek praat maar vanoggend hier uit die Weskus uit. Dit is baie winderig, baie nat. En so lê ek gisterand en dink, ek sê Here, kan ek 'n daggie afkry asseblief? Nou wat ek doen is my alarm is gestel vir 13 of 11 minute oor 4 in die oggende. Ek hou nie van afgeronde getalle nie, want ek glo in die krag van negativiteit. En gisterand sê, ag Here, kan ek maar die dag afkry vanoggend. Ek het tog, jy weet. Aha. En ek gaan in my alarm in en ek het 2 alarms, net om seker te maak. En ek sit gisterand die alarms af. Maar ek onthou gister, toe ek in die woord is, kom daar iets uitgespring in my. En dit is 'n kwessie van, wanneer God sy waarheid aan ons verklaar deur sy woord, dan moet ons dit gee vir ander. Dit is wat lopende, lewende water doen, dit vloei. Jy kan dit nie stop nie, al probeer jy. En so wanneer ek dan hardloop ek na my witbord toe en ek skryf so vinnig ek kan. Ek glo in witborde, glo my. Nie almal van ons loop met boekies en penne rond nie, né? Ons almal het ons manier. En ek sit gisteraan die alarms af, want ek het nou vir die Here gevra vir ek wil net bietjie laat slaap, net. Hoorie, ek het mos nou sulke seile hier op die stoep, hier in die Weskus. En ek word wakker vanoggend met hierdie geweldige geslag. Boom, boom, boom. Jo. Staan op. Kyk op my foon. Dink dit was 11 minute oor 4. Okay. So dis nou maar die wind wat die seile hier op die dek waai, laat daai goed slat in die palle, laat hierdie hele dek van hout skud. Alright, Here. Dankie dat U oor my gewaak het gisterand. Weet ek het iets gedroom. Maar ek weet ook, Here, dat baie van ons drome ons nie onthou nie. Soos U sê in U woord, in Job, dat U met ons praat in ons drome, maar baie keer sal U dit weghou, dat ons dit onthou vir ons eie beswil. In elk geval niemand, ek dink baie min mense weet is waarvan ek nou praat nie, maar nou ja. So nou, vanoggend in die woord, weer, kyk vir die witbord. Ek het 'n struktuur wat ek studeer in die Bybel. Die oomblik is ek in Lukas, in die Nuwe Testament. Weer terug by Genesis tot by 7 vanoggend in die Ou Testament. En natuurlik altyd die psalms en die spreuke. So, Afrikaans vanoggend. Afrikaans is 100 jaar oud, hoor ek. En dis nie my eerste taal nie. Nou ek is gebore in Brakpan. En daar is Afrikaans baie useful, onthou ek. Want 'n man en 'n vrou kan mekaar vloek vir 'n halfuur sonder om een woord 2 keer te sê.
Afrikaans. In studies is dit 'n tekortkomende taal, want die taal het 'n baie groot gebrek aan beskrywende woorde. So ons vervang, wanneer ons in frustrasie nie die woordeskat in die taal het nie met vloekwoorde. Yes. Daar sy. So ek weet nie eens waaroor ek preek vanoggend nie. Dis te veel, die wit bord, ek kyk om. Ek onthou, ek het gister gehardloop na die bord toe, want ek dink ons is op die oomblik sterk besig met repentance, want dit was die belangrikste aspek geag deur ons Here Jesus Christus. En reg deur die woord van die Here. En natuurlik sal die vyand baie Christene wil confuse en mislei. En die misleiding is groot, die wegval is baie groot. Groter as ooit. Nog nooit dit in my hele lewe gesien nie. En mense my sê, vra Dion, een opsomming, wat kort? Jy weet, ander lande stuur missionaries hiernatoe tussen die 10 en 20.000. Ander lande kyk na ons en sien ons het desperaat hulp nodig. Het was nie altyd so nie. Jy weet, maar Jesus, en ons gaan oor repentance praat, maar ek gaan nie opinies gee nie, ek gaan nie vir julle ander mense se skrewe gee nie, ek gaan vir julle sê wat die woord sê, en ek gaan die woord gebruik om die woord te interpreteer, en al wat u gaan doen, is wat elke mens doen, met wat hulle hoor. Hulle vat vir hom, of hulle verdruk hom. Dis so waar, né? Dis so waar. Jy weet, Jesus het gesê, die mense sê vir hom, ag, wys ons nog 'n teken, 'n sign, kom aan man, entertain ons. Ja? Hy sê, ek gaan vir julle geen ander teken gee, as die van Jona nie. Wanneer ons dink aan Jona, dink baie van ons dit as 'n fabel, wat hulle noem 'n Bybelstorie. En dan die wat meer weet waaroor Jona gaan, sal probeer debatteer, was dit 'n walvis, was dit 'n vis, was daar nie sure in die maag nie, was dit, jy weet, al daai dinge, maar ek dink baie mense mis wat hier aangaan met Jona. Nineve was die hoofstad. Hoor hierso, nee, gaan kyk 'n bietjie wat het daar aangegaan. Jy van ongoddelik wil praat. Nou, dit in ag geneem. Onthou julle, nee, toe Johannes die Doper daar by die rivier staan en die mense kom om gedoop te word. Nou, daar was 2 dope. Dit het 1, 2 gebeur en Jesus het na dit ook gesê, hoekom? Nommer 1, John the Baptist, a baptism of repentance. Kom ons stop daar, want ons praat oor repentance. Baptism of repentance. Nou hoekom Jona, was, wat mense sal sê, baie negatief. Hy wou nie hê
daai mense moet gered word nie. Nou baie mense sê want hy was bang, want Nineve was so bad. Luister, 'n profeet, wanneer hy of sy geroep word, waarlik geroep word, dis te oorweldigend, jy kan dit nie stop nie. Daar's nie vrees gewees vir Nineve nie. Jona wou nie gaan nie, want hy het geweet, as hy God se woord verklaar, sal die wat dit hoor, reageer en God sal hulle red. Maar dis nie mooi nie, Jona. Dis nie mooi nie. Johannes die Doper het dieselfde houding gehad, toe hy sê, julle brood of vipers, julle slange. Ja, nie net vir die fariseërs en Sadduseërs nie, vir die mense wat gekom het. Hy het gesê, julle slange, né? Wie het julle gewaarsku? Julle lucky, julle verdien dit nie. Maar nou kom, jong. Jy weet, Jona dieselfde ding. Jona dieselfde ding. En Jesus het gesê, ek gaan vir julle geen ander teken gee nie. Maar ek gee vir julle Jona. Nou wat is in Jona wat Jesus wil hê julle moet weet? Wat kan dit wees? Hoe groot was die vis? Ons praat hier van repentance. En onthou, die wat baie verklaar, die Here se genade is genoeg om te kan doen wat jou vlees voel is onmoontlik. Onthou die verklaring wat ons so goedkoop uitspoeg en sê, Here, I can do all things, pas op, I can do all things. Gaan kyk mooi wat dit meen. Maar nou ja, en Jona, hy loop, maar hy loop soms so vinnig, en hy sê 40 dae, 40 dae, is dit wat jy preek vanoggend, Dion, het ons 40 dae, nee, baie van ons het nie vanoggend wakker geword nie, hulle het nie meer kans om te bely nie, hy is so bad, en nie een van ons, jy of ek, weet, of ons hierdie son gaan sien opkom vanoggend nie, of hom gaan sien sak vanaand nie. Maar, kom ons kyk na die reaksie van Nineve. Hier is die call. Wat is die call? Was die call volge in hierdie slips en sê jy sit Jesus in jou hart? Het Jona gesê, kom ek doop julle gou-gou? Het hy gesê wat ons sê? Nee. Hy het gesê. Hy het nie gehou van wat hy sê nie, maar hy was gehoorsaam. En hy het vir hulle gesê, stop. Of. En elke persoon het tot die koning. En selfs daarna het Jona gaan sit op 'n heuwel en hy het gekyk en sê, nee, ek wil nou sien. En die Here het nie, die Here was hulle genadig, want hulle het repent. Daar's dit weer.
stop. Jy sien. Maar vir die wat weet, daai sel in Nineve is so 100 jaar later verwoes in elk geval. So hulle het maar net weer teruggeval, die nuwe generasie. Maar dis nie die punt daarvan nie. Ons praat vanoggend hier oor repentance. Ek wil nog 'n voorbeeld vir julle gee. Ek dink daai man op die kruis langs Jesus, né? Ek dink hy gaan baie te sê hê vir baie pastore en kerke eendag, as daar ooit 'n platform sal wees daarvoor. Ek dink nie so nie, want daar's 'n groot skeiding. Daar's nie van die oordui nie. Maar nou ja, sê nou maar hy kon, hè. Want baie mense misbruik God se woord. Ja. En hulle voer dit vir die wat God se woord nie ken nie. En dis dieselfde mense wat sê, hey man, my kerk is Bybels. En hulle sê dit, en hulle regverdig dit, deur te sê, want ons dominee lees uit die Bybel uit. Dis nie wat dit beteken nie, maar nou ja, ek digress alweer vanoggend. Daai man op die kruis, ek hoop julle luister vanoggend. Daai man op die kruis wys ons hoe genadig God vir elke mens sal kans gee tot op die einde. Nie net die dood as die einde nie, maar die einde waar God beloof dat as jy lank genoeg weerstaan, hy jou sal laat gaan. Daai man op die kruis het presies gedoen wat Jesus gesê het. Repent and believe. Gaan lees die teks mooi. Want die Here sê ook, in daai een wat hy gesê het, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. Hy het dit ook vertel, in waar hy gesê het, van die mense wat vir hom kon werk het, in daai parable, wat gesê het, dat hy het gesê, daar's 'n reward, kom werk by my. En hy het mense tot op die laaste uur van die dag gaan haal, geroep, en gesê, kom, en hulle het in daai laaste uur gaan werk. En toe hulle betaal word, toe lees ons, die wat in die oggend begine werk het gesê, maar dis nie fair nie. Ons het die hele dag gewerk vir u, Here. Ek is al so lank 'n dienaar. Hoe is dit dat die ou inkom? Jy sien die attitude. Maar daai man op die kruis het gedoen wat Jesus gesê het, en dit was repent and believe. Het Nineve vir Jona geglo? Ja! Want hulle het gedoen wat hulle werklik glo. Dink jy die mense het gesê dat repentance beteken ek sal daar uitkom? Dis moeilik. Is dit wat hulle gedoen het? Nee. Dit was the threat of wrath. Hulle het geweet wat kom. Hulle het geweet wat God gedoen het met Egipte. Hulle het die krag van God onthou en hulle het hom gevrees en dit was hulle wysheid
om te repent en te glo. Niks het verander nie. Niks het verander nie. Niks het verander nie. Baie mense sê van die man op die kruis, ja wel, hy was lucky. Hy kon nie repent en weer gaan sondig nie, want repentance is iets wat 'n begin is en aanhou. Maar okay. Hulle sê, ja, hy's lucky. Want hy was vasgepen, gemaak aan die kruis. Hy kon nie nou weer gaan sondig nie. Wat 'n lucky ou. Ek dink die Here gaan vir baie vra eendag. Waar is jou kruis? Dis juis ons eie kruisiging. Dis juis, hoekom dink ons, sê die Here, tel op jou kruis elke dag. Want ek, sê die Here, het hierdie dag gemaak. Waar is jou kruis? Wie het vir jou kom lieg? Wie? Wie? Who told you that you are not naked? Wie het vir jou vertel? Jy is nie kaal nie. Knyp die kat in die donker. Ek verklaar vanoggend die Here se woord. En as daar nog enige iets oor is in baie, sal hulle daai offense van God se woord vat, en sien dat jou probleem is nie met die man wat dit spreek vanoggend nie, want God kan 'n donkie gebruik om te praat, maar dit bly God se woord. Ja? Jy wil gehoorsaam wees aan die Here? Nou vat die woord of verwerp dit. As jy dan voel ek is in error, jy wil gehoorsaam wees aan die Here, kom aan. Refute my nou in liefde, ek verwelkom dit, maar met God se woord alleen en nie met die gevoelens van mense nie. Want ek kan vir jou sê, die skapies wat God se stem hoor, hulle weet. Hulle is miskien bang skapies, want skapies is maar die weerloosste ou diertjies. Het jy al vir skape staan en kyk? Ag nee, wat? Whatever hy skaap wil vat, gaan vir hom vat. Jy weet? Maar hierdie skape van die Here het 'n herder en dis die Here. Ek weet vanoggend is al baie mense wat wakker geword het. Die kat in die donker te knyp gaan nie net oor hoerery en hoerjaars nie. Dit gaan oor 'n mens wat so mislei is, dat hy wragtig, hy of sy dink, die donker, dit gaan wegsteek. Maar ek het goeie nuus vir die wat die Here geroep het om sy stem te hoor.
Want dit is wat Jona geweet het. Dit is wat Johannes die Doper geweet het. Hulle het geweet, hulle dien 'n heilige, regverdige God en hulle het geweet hoe goddeloos daai mense was. Hulle het 'n goddelike haat amper gehad. Maar die Here sê ook dit in die Bybel, né? Hy sê dat hy op 'n punt kom met elke individu waar hy sy woord sal versteek aan mense. Hulle sal hoor en hoor en hoor en hoor, maar niks gebeur nie. Hy sê dis hy wat dit doen, het jy dit geweet? Want hy sê daar, so that they will not hear me with their hearts and be healed, and so I may heal them. Jy dink, Here, dis nie fair nie. Want ons sien nie wat mense in die donker doen nie, maar God sien. Hy sien, en baie mense, die Here is julle genadig vanoggend van julle. Van julle kan spoeg en my snou en net soos julle wil. Maar ek sê vir julle, vir baie is dit genade vanoggend om te sê dat miskien is jou herder 'n valse herder. Miskien is wat jou lei, jou hart. Want jou hart wil jou mislei. Die valse herders weet nie eers hulle is valse herders nie. Dis hoekom wanneer die Here se stem gepraat word, né, manifesteer al hierdie verwerping en aggressie en misleiding. Maar ek gaan dit baie maklik maak vir oggend. En ek gaan verklaar die toestand wat jy in vir oggend wakker geword het, né? Jy weet mos daai sê ding van you only as good as your last game. You only as good as your last game. Jy het nou vanoggend wakker geword. Miskien met 'n babbelas van drank, of dwelms, of seks, diefstal, al die dinge wat die Here beloof, jy gaan nie in nie. Dat jy kan weet, dat waar jy is vanoggend, is nie jou huisie, en die Here het nie daai huis gebou nie. Die Here sê, as hy nie die fondasie lê nie, as hy nie sy huis bou nie, daar waar jy bly, moenie dit sy huis noem nie. Maar hy sê vanoggend dit. Die Here sê, hy is die herder van sy skape. En hulle ken sy stem. Hy sê, hy sal sy kinders lei na daai plekke toe van Psalm 23, wat meer is as wat ons sien in die wêreld. 'n joy wat die wêreld nie gaan verstaan nie. 'n rus wat mense vra, maar waar is jou rus? Hier is nie vir wêreldsoë nie. So hier's my punt. Ek praat nie van perfeksie nie. Maar daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil.
En die meeste gaan hierdie sien as negatief en dit breek my af. Mooi man. Dit raak al hoe moeiliker om jou naaste lief te hê, want jy het jouself so lief, is dit nie? Ek sou sê, wees minder self lief vir jou. Dan is dit makliker om die naaste lief te hê, maar ons kies mos net ons naaste van wie ons ken, né? En wat vir ons ietsie kan teruggee. Want volgens die Here is jou naaste die aan wie jy doen. En is nie net die wat vir jou iets kan teruggee nie, maar nou ja, hier digress ek weer. So ek sê vanoggend wat die Here sê. Nie Dion nie, nee, whatever nie. Ek sê dit. Daar waar jy gelei is vanoggend, kan jy sê, die Here het jou soontoe gelei. En hy is jou herder, want ek kan vir jou sê, hy vat jou nie na sulke plekke toe nie, in sulke kondisies nie. Halleluja! Nou, die Here is genadig op sekere mense, dat hulle kan weet wanneer hulle nie hom volg nie, en hy is nie hulle herder nie, sodat hulle dit kan bely. Yes? Jy sien, jy kan inkom op die laaste uur, sê die Here. Ek sal vir jou dieselfde rewards gee. As jy asem het, kan jy nog gee. Ek sal dit vir jou gee. Al hang jy op 'n kruis. En dis hoekom ons kruisdraers is. Want hy kruis hang nie net om ons nekkies nie. Of stickers op 'n T-shirt nie. Nee. Dis 'n kruis van genade. Dat ons so min, ons kan nie eens te veel links en regs draai met daai kruis om die breë weg te soek nie. Ons kan nie te veel selfoontjies en geldjies en alles in ons sakkie hê nie, want ek sweer as jy afbuk, kan val alles uit. Dis fyn, laat dit gaan. Dankie Here dat U vir my wys. Dankie Here. En so ook weet ons dat volgens die Here se woord baie mense dit gaan verwerp. En dit laat my partykeer ek sê Here, en hy herinner my weer, Dion, ek het vir almal gesterf. Ja, Here. En ek vra die Here, Lord, increase my fear for you. So, ek weet nie, die Here se genade is baie langdurend, mense. Maar hy sê vir ons, daar is 'n afsny vir elke persoon. Die Here het gesterf sodat almal 'n weg kan hê. Jy weet toe die Here by daai tafel sit en hy sê, hierdie is my liggaam wat gebreek gaan word. Hier is my bloed. Net gou vir Room-Katolieke gaga ietsie sê. Kyk wat het Jesus gesê, do this in remembrance of me. Maar anyway. Jy weet wie het by die tafel gesit, toe die Here sê, ek gaan my liggaam opoffer om die prys te betaal. Judas het daar gesit. Ons weet Judas is hel toe. So die Here het gesterf vir almal. Dat daar 'n weg kon wees, en die weg is nou.
Maar dit maak perfekte, logiese sin. Perfekte logika. Om hierdie paar jaartjies hier te sien as niks in vergelyking met 'n ewigheid nie. Dawid het een ding besef. Partykeer het ons almal die waarheid nodig eerder as vriendskap. Want 'n vriendskap en liefde sonder waarheid is nie die belangrikste ding nie, en God sê dit oor en oor, en Jesus sê dit oor en oor. Want as het gegaan het oor dit, hoekom? Want ons moet luister wat ek sê. Nathan did not tell David what he wanted to hear. Nathan told David what he had to hear. That his repentance accepted to God was not what he did to Uriah, or all that he did. But Nathan reminded him, even though he was remorseful, regretful as Judas was, as Peter was, but what was the difference? Repentance acceptable to God, a living sacrifice. So, David is gesê, jou sonde is teenoor God. Jou sonde is teenoor God. En dit het hom gebring tot belyding wat aanvaarbaar is vir die Here. Here, U weet wie vanoggend U nie sy herder is nie. U weet wie hulle is. En hulle weet. Maar Here, hulle is verdruk deur valsheid. Here, sonder U waarheid gaan mense nie bereik word in hulle diepste nie. Want dit is in die diepste van elke man en vrou. Maar Here, daar's baie mense wat rondloop met oopgapende wonde. En hulle wil net 'n pleister opsit, Here. Daai wonde gisse. Dit stink al. Maar hulle wil dit bedek met aardse dinge, Here. Die buitekant mooi hou. O Here, dankie vir U opoffering. Ek smeek vanoggend voor U troon. In dankbaarheid. In die naam van ons herder, Jesus Christus. Amen. If God is slow to anger and patient, since God is slow to anger, we're always learning. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath
and punishment so severe and long-lasting? Time out. Didn't we just have that question a second ago? We did. Yeah, It's a little, I think little, we little did. nuance. That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, "The day that you shall eat of it, you shall surely die." And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe? What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. The question is, why wasn't it infinitely more severe? If we have any understanding of our sin and any understanding of who God is, that's the question, isn't it?